Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Kom ons recap net gou, waar was ons? Onthou nou, hier is die Assiriërs by die muur. Hulle stuur hierdie boodskap na Hiskia toe. Gisteroggend het ons gehoor wat Hiskia doen toe hy bang is. Hy gaan na die huis van die Here toe en hy gaan bid. En nou is ons by vers 2 in hoofstuk 37. Hy stuur toe vir Eliakim, hoof van die hofhouding, Sebna, die sekretaris en die oudstes van die priesters, in rouklere na die profeet Jesaja, seun van Amos. Hulle het vir hom gesê, so sê Hiskia, hierdie dag is 'n dag van benoudheid en straf en vernedering, want die kinders het tot by die opening van die baarmoeder gekom, maar daar is geen krag om geboorte te gee nie. Miskien hoor die Here, u God, die woorde van die Rabsakee, vir wie die koning van Assirië sy heer gestuur het, om die lewende God uit te tart. En miskien sal hy hom straf oor die woorde wat die Here u God gehoor het. Begin dan bid ter wille van die res wat nog oorgebly het. Toe die dienaars van koning Hiskia by Jesaja aankom, sê Jesaja vir hulle, so moet julle vir julle heer sê, so sê die Here, moenie bang wees vir die woorde wat jy gehoor het, waarmee die onderdane van die koning van Assirië my belaster het nie. Kyk, ek gaan 'n gees van hom besit laat neem, en hy sal 'n gerig hoor en terugkeer na sy land. Dan sal ek hom in sy eie land deur die swaard laat val. Vriende, kyk wat gebeur in hierdie teks. Hierdie ongelooflike beeld waarmee Hiskia beskryf, hoe hulle eintlik geen krag meer het nie. Hy sê dit is soos wanneer 'n vrou geboorte gee en hier kom die baba, dis nou tyd, maar hulle kan net nie meer nie. Hulle kan net nie meer nie. En in hierdie moedeloosheid, in hierdie bang, in hierdie vrees, gaan hulle na die Here toe. En gaan hulle na Jesaja toe, die man van die Here. En dan hierdie ongelooflike woorde, moenie bang wees nie. Hoeveel keer hoor ek en jy dit in die Bybel, né? En nêrens is dit te beklei nie, nêrens is dit harde woorde wat ons wil kom aanspreek nie. Dis trooswoorde. Dis God se liefdeswoorde wat sê, moenie bang wees nie. En dan kom sê die Here hier, want Hiskia sê, miskien het die Here gehoor wat hierdie ou gesê het, en dan kom hierdie bevestiging, wat Jesaja vir hom sê, maar die Here het dit gehoor. Die Here hoor. Die Here het hierdie woorde gehoor waarmee God belaster is. En God gaan optree. En ons gaan nou môre verder lees, maar jy kan ons nou dink wat gaan gebeur. Presies dit wat hier gesê is. God is in beheer. Vir hulle lyk dit nie so nie, dis 'n onmoontlike situasie, want dis die Assiriërs wat daar is, maar God is in beheer. En hulle het nou by hom gegaan, en God se eerste woorde is altyd trooswoorde. Moenie bang wees nie. So waar ek en jy ook al vandag sit, wat 'n krisis ons al kolfhuis, kom ons weet dit. Hier kom God se liefdeswoorde vir jou. Moenie bang wees nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die ongelooflike teks, dankie vir die reis wat ons mag loop met Jesaja, en ja Here, wanneer ons ook vandag teen soveel moeilikhede te staan kom, onmoontlike situasies, dan bid ons dat hierdie woorde ook in ons harte gehoor sal word, dat ons nie hoef bang te wees nie. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.